'n baie goeie dag aan elkeen en baie welkom. Dankie dat jy ook ingeskakel het. En mag ons reis uit Johannes 1 tot 11 vir elkeen ook tot 'n besondere ryke seën wees. Ons praat vandag oor die baie belangrike saak van die wedergeboorte. Nikodemus, wat 'n leier was onder die Jode, nader die Here Jesus. In Nikodemus se hart het hy die oortuiging dat vir jou om hemel toe te kan gaan, moes jy 'n Jood wees, of dan nou, jy moes uit Abraham gebore wees. Jy staan dus in die verbond, jy het ook die teken van die verbond, dit is dan die besnydenis. En jy doen jou bes om te wandel in die wet van die Here. Nikodemus se beskouing van hoe mens die hemele ingaan, is van onder na bo. Dis amper soos om 'n leer uit te klim. Maar hy moes agterkom dat die Here Jesus anders te werk gaan. Ons weet dat die Here Jesus ons leer dat 'n mens word van bo af gebore. Die weg hemel toe is van bo af onder toe. Jesus kom af om ons te kom red. Maar vir hierdie leier oor die Jode, wat hulle dan nou ook moes leer, was dit belangrik om 'n afspraak te hê met die Messias. So hy gaan dan een aand, en waarskynlik omdat hy nie wil hê dat sy kollegas moet weet dat hy gaan nie, want ons weet dat die Fariseërs was vyande van die Here Jesus. En so gaan hy dan een nag om vas te stel, wie is die Here Jesus? En hy kom met 'n vraag. Hy sê, jy moet 'n leraar wees wat van God kom, want niemand kan hierdie wonders doen as God nie met hom is nie. Dit is onmoontlik om dit te doen as die Here nie met hom is nie. En Jesus draai dit om en sê vir Nikodemus, Nikodemus, wat onmoontlik is om die hemele te beerwe as jy nie weergebore word nie. Nikodemus kan dit nie verstaan nie. Hoe kan 'n mens dan nou terugklim in jou ma se skoot? En Jesus sê dan wat die maniere is waarop 'n mens weergebore word. Dis die vers wat ek baie graag met u wil deel. Dit staan in Johannes 3 vers 5. Jesus antwoord, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. Nou, wat word daarmee bedoel? Ek wil graag dan nou hier vir u lees uit Jesaja, en dit is die 4de hoofstuk en die 4de vers. Daar so staan, as die Here die onreinheid van die dogters van Sion afgewas en die bloedskulde van Jerusalem daaruit weggespoel het, deur die gees van strafgerig en die gees van uitdelging. Nou Johannes lees ons daar dat Jesus leer dat 'n mens moet gebore word uit water, en hier het ons in hierdie teks in Jesaja die gees van uitdelging. Nou weet ons dat dis wat water doen, dit delg die uiterlike vuilheid dan nou uit. Maar ons het 'n diepere probleem, en dit is natuurlik die sonde wat aan 'n mens se hart verkleef is. En hierdie gedeelte in Jesaja 4 sê dan dat die sonde wat aan ons verkleef is, so deel is van ons, dat daar is 'n baie sterk krag nodig wat geïmplementeer moet word sodat ons van hierdie sonde ontslae kan raak. Wat ons nodig het is 'n gees van uitdelging. Nou as ons dit in verband te bring, die gees van uitdelging met water, dan neem dit ons aan die begin van die woord van die Here, en dit is waar die Here dan vir Noag 'n opdrag gee om 'n ark te bou, want die Here het besluit dat hy die mensdom gaan uitwis. Hy gaan die mensdom uitdelg met 'n sondvloed, met die oordeel. En so word die mens dan as gevolg van sy sonde uitgedelg. Ja, deur water. So water is nie net daar om te reinig nie. Water is ook vir ons simbolies
van 'n uitdelging. Die vraag wat ontstaan is, maar hoe kan ek gespaar word as die sonde so aan my kleef en die sonde moet uitgedelg word? Wat vrywaar my dan van 'n uitdelging? Moet ek nie dan net soos die ouens in die dae van Noag eweneens vanweë my sonde ook uitgedelg word nie? En nou weet ons dat as hier gepraat word van water, dat ons Here Jesus Christus, dat hy self die een is wat wanneer hy kruis toe gaan, wat daardie vallei van uitdelging binnestap met my sonde. En dan weet ons dat Johannes 1 vers 29, daar staan, daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Daar is die lam van God wat die sonde uitdelg. Hy gaan daardie vloed binne. En dit is sodat ek dan nie uitgedelg word nie. Hy neem op homself die toorn en die vloed en die oordeel. As ek as mensekind dit op myself moes neem, sou ek verseker uitgedelg gewees het. As Dawid dan vra vir die Here in Psalm 51, delg uit al my oortredinge, dan is dit 'n gebed terselfdertyd om genade. Here, wanneer U my sonde uitdelg, ek bid U om dan asseblief my nie uit te delg nie. As ons dink aan die water, dan is daar twee belangrike plekke van water ook in die Ou Testament. En die een is die Rooi See en die ander een is die Jordaanrivier. Ons weet dat die Jode, toe hulle trek deur die waters, of dan nou trek deur die Rooi See, dat hulle teruggekyk het oor die Egiptenare wat in die see uitgedelg of verdelg gelê het. En dit is mense wat hulle harte teen die Here verhard het. Dit is juis wat die Here sê wat uitgehaal moet word. Dit is juis wat vervang moet word. En vervang moet word met 'n hart van vlees. Maar aangesien die Egiptenare hulle harte teenoor die Here aanhou verhard het, of dan nou aangetoon het dat hulle nie weergebore is nie, was dit die noodwendige lot wat hulle getref het. Uitdelging. Maar dit word ook genoem die Rooi See. Dit is 'n metafoor wat beteken dat as jy gaan deur die bloed van die Here Jesus Christus, dan word jou sonde uitgedelg. Aan die ander kant as jy terugkyk van die Rooi See lê die land van slawerny, die land van verdrukking. En dit is natuurlik ook dan die slawerny wat deur die Here uitgedelg word. En dan het ons die Jordaanrivier. As hulle deur die Jordaanrivier trek, dan beteken dat ons staan nou aan die voorpunt van iets nuuts. Of jy nou gestaan het nadat jy deur die Rooi See is of deur die Jordaan is, daar is 'n nuwe hoofstuk in jou lewe wat aanbreek, simbolies van die wedergeboorte, 'n nuwe lewe. Die ou lewe van slawerny is verby. Die ou lewe van toe hulle dis kan die Jordaanrivier staan, van in die woestyn ongelowig te wees, of ondankbaar, of ontevrede, of om te kla. Daardie ou lewe het ons vaarwel toegeroep, en ons begin nou 'n nuwe hoofstuk nadat ons deur die water is. So is die wedergeboorte. Dis die afsluiting, dis die afskeid, dis die begrawe van die ou dinge, maar meer van die ou mens, van die ou hart. Dit is die aanbreek van die nuwe, want daar is 'n afwassing. Dit is om te staan aan die voorpunt van die beloofde land. En so sê die Here dan dat 'n mens moet weergebore word uit water. Die ou dinge moet verby wees. Daar begin 'n nuwe hoofstuk in jou lewe, en jou sonde is ook uitgedelg. Dis nou vir ons belangrik om op te merk dat in die Ou Testament, in Jesegiel 36, maak die Here 'n belofte aan die volk. En dit is 'n volk wat gedurig deur sy hart teenoor die Here verhard het, wat al het hulle gekom deur die Rooi See en deur die Jordaanrivier in die beloofde land, was daar maar nog weer mislukkings en ongehoorsaamheid en ontrou aan die Here. Ja, hulle het hulle harte verhard, daarom was daar
ballingskap ook vir hulle gewees. Die Here beloof dan by monde van die profeet Esegiel, hoofstuk 36, dat die Here sal die hart van klip uit hulle binneste wegvat en dan vir hulle 'n hart van vlees gee. En dis belangrik ook as ons praat oor die wedergeboorte. Ons kan eintlik sê die Here sal daardie ou hart van klip van rebellie sal die Here uitdelg. Dis baie belangrik. Dit beteken dat die ou hart van die mens, die klip in die mens, is nie rehabiliteerbaar nie. Die enigste hoop wat daar vir 'n mens is dat daardie hart heeltemal uitgehaal word. En dis belangrik om hier vir mekaar te sê ook dat geen mens kan daardie doen nie. Jy kan tog nie weer gebore word deur terug te klim in die skoot van jou moeder nie. Dit is nodig dat die Here dit doen en dit is nodig om van bo weer gebore te word. En dan in die plek daarvan gee die Here 'n nuwe hart. Dit is om te glo in die Here Jesus Christus. Dit is om te staan aan die ander kant van die Rooi See, aan die ander kant van die Jordaan. Jy kyk terug met groot dankbaarheid dat die Here jou daarvan verlos het en met blydskap jou aangesig te draai na die beloofde land, na die Here Jesus, met 'n sagte hart vir die Here te sê, dankie vir die verlossing. Dankie dat U die uitdelging in my plek geneem het. Dankie vir 'n nuwe hart. Met hierdie nuwe hart wil ek U dien en U gehoorsaam. Liewe luisteraar, liewe vriend, het U al en het U daardie oortuiging die nuwe hart van die Here ontvang? Is daardie ou dinge uitgedelg? Het U in die hart 'n liefde vir die Here Jesus? En is U oortuig daarvan dat U gereinig is van al ongeregtighede? En dan het ons rede om te juig voor die Here. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir die groot geskenk van die wedergeboorte. Dankie ook dat ons gewas is deur die bloed van Jesus Christus. En dankie dat U vir ons kom skenk 'n nuwe hart. Mag ons U met nuwe harte van harte dien. Dankie Here. Ons bid dit in die naam van ons Verlosser, ons Here Jesus. Amen.